Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die mens 'n blote sterfling. Sou 'n sterfling regverdig wees vir God, of 'n man rein wees voor sy maker? Job hoofstuk 4 vers 17. Die mens is slegs sterflik, en terwyl hy homself te wys voel om Jesus te aanvaar, sal hy slegs sterflik bly. Fisiese lewe is nie ewig of onsterflik nie, want God, die lewegewer, neem dit weer. Die mens het geen beheer oor sy lewe nie. Die woord van God leer nêrens dat die siel van die mens onsterflik is nie. Onsterflikheid is slegs 'n eienskap van God. Op die fundamentele dwaling van natuurlike onsterflikheid berus die leerstelling van bewussyn in die dood, 'n leerstelling, soos ewige pyniging, wat teenstrydig is met die leringe van die skrif, met die voorskrifte van rede en met ons gevoelens van menslikheid. Wat sê die skrif oor hierdie dinge? Dawid verklaar dat die mens nie bewus is in die dood nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Psalm hoofstuk 146 vers 4. Toe Hiskia se lewe in antwoord op sy gebed met 15 jaar verleng is, het die dankbare koning aan God 'n huldeblyk van lof gebring vir sy groot genade. In hierdie lied vertel hy die rede waarom hy so bly is. Want die doderyk sal u nie loof nie, die dood u nie prys nie, die wat in die kuil neerdal sal op u trou nie hoop nie. Die lewende, die sal u loof, soos ek vandag. Jesaja hoofstuk 38, vers 18 tot 19. Populêre teologie stel die regverdige dooies voor asof hulle in die hemel is, in geluk ingegaan het en God met 'n onsterflike tong prys. Maar Hiskia kon geen so 'n glorieryke vooruitsig in die dood sien nie. Petrus het op Pinksterdag verklaar dat die aartsvader Dawid gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe, want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie. Handelinge hoofstuk 2 vers 29 en 34. Die feit dat Dawid in die graf bly tot die opstanding, bewys dat die regverdiges nie met die dood hemel toe gaan nie. Dit is slegs deur die opstanding en op grond van die feit dat Christus opgestaan het, dat Dawid uiteindelik aan die regterhand van God kan sit.